ons bly gefokus vanoggend. Openbaring 3 sê, wie is waardig om die 7 seels te breek? En terwyl Johannes ween, kon hulle niemand vind nie. Maar met een stem, daar sit hy, die lam van God. En hy is waardig vanoggend om die seel van vrede in jou te breek. Hy is waardig vanmorgen om die seel van oorwinning in jou leven te breek. Hy is waardig vanmorgen om die seel van oorvloed te breek. Hy is waardig vanmorgen om die seel van die lig te breek van jou leven. Kom ons kry ons recht. Kry ons mindset recht. En ons kry ons harte recht. Dat ons hoor kan gaan om te luister na wat die Here vanmorgen wil sê. Prys sy wonderlike naam. Jesus is power, yours is the glory.
Just pour it out, Holy Spirit. Let it be known to the deaf. Let it be known to the broken heart. Let it be known to the wicked. Let your Spirit flow over this place. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. This is your time. The breath in my lungs, Jesus. we are not Jesus. mighty God. Thank you, Jesus. Dank u, Here. Ons aanbid U vir wie is. Daar is niemand soos U nie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. Pour out. Pour out your Spirit. Renew us by your Spirit. Yes, Lord Jesus. Thank Have you. and take control of your people. Majesty is your name. The atmosphere belongs to you, Jesus. Lord Jesus. Here, dit behoort aan U. Yes, Lord. Hallelujah. Kom vanoggend, Jesus. verheerlik Uself Mighty God, we honor you this morning. in die midde van die kudde. Jesus, Jesus. Elke dorre been I love you, Jesus. is lewendig nou. I worship Elke dooie geboorte, daar's lewe vanoggend. just one. Daar's lewe in elke situasie. Lord, I love Daar is hoop vir elke moedelose mens. more than anything. It is not a mistake that you are here. I love you, Jesus. You are at the right place at the right time. I worship The Spirit of the Lord is here and we acknowledge Him. Just want to tell you, You better open your Lord, mouth. I love you. Let the devil hear you sing praises unto Him. Let the circumstances know that you sing praises unto the Most High God. I love Don't you, let your Jesus. circumstances stop you from worshiping and open your mouth. Started to praise Him, started to glorify Him. Maak die mond oop vanoggend in die atmosfeer. Die Here is hier. Die krag van die Here is op hierdie plek. Thank you, Jesus. Declare it in this house. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. Yes, Lord. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord. I
Kom ons gee so die Here prys. Halleluja. Lord, I love you more than anything. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, mighty God. There is none like you. Hallelujah. You are so worthy, O God. Thank you, Jesus. Majestic in all your ways. Just Thank give you, somebody Jesus. next to you a high five and say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's been hard, but you're still standing. Is baie hard, maar jy staan nog vanoggend. Jy het deur soveel gegaan, maar jy staan nog vanoggend. Die duiwel wou jou nog doodmaak vanoggend nog. Maar jy staan nog vanoggend. Die mense het by die werk van jou gepraat, maar jy staan nog vanoggend. Amen. Ek sê amen. As hier 'n paar mense wat die klip wil wegrol. You need to remove the obstacle. Don't let the devil stop your breakthrough. Die duiwel moet jou nie skeer nie. Hy kan jou nie stop nie. You mean business met die Here vanoggend. Amen. Die Baras laat my vanoggend toe. Ek is in die huis vanoggend saam met u. Laasweek Sondag was ek by die werk gewees. Julle weet mos ek werk nog. Amen. En ek was by die werk en dinge het nou nie so lekker verloop nie. As ek altyd in die werk is, dan is ek in die werk. Maar baie keer dan kry ek ook 'n geleentheid om hier te wees terwyl ek by die werk is. Dis die absolute genade wat die Here van tyd tot tyd vir my gee. En ek mag dit nie for granted vat nie. I can't take it for granted. Halleluja, prys die Here. Die Baras, ek is saam met u vanoggend. Ek voel goed, voel u goed? Amen, ek voel goed. Prys die naam van die Here. Ons het 'n goeie tyd gister gehad. In die teenwoordigheid van die Here. Die Here het ons wonderlik geontmoet. Een van die dames wat vanoggend hier gepraat het, is die kerk se nuwe bruid. Suster Likie, kan u en die man net so staan? Broer Cheswin en Suster Likie, amen. Is die kerk se nuwe bruid, halleluja. Dis die Here, julle mag sit, amen. Nou ons nooi julle amptelik uit om deel te wees van die koor, Broer Cheswin. Ons gaan jou lekker instel dat jy op 'n noot kom, sodat jy ook op in die koor kan sing saam met jou vrou. Prys die Here. Moenie sê jy kan nie sing nie, 'n mens leer. Toe Bongani by die kerk kom, prys, toe kan hy nie sing nie. En Bongani sing vandag by die kerk. Gee die Here prys. Amen. Waar's Bongani? Amen. Glory to God. Dankie Bongani. Bongani is 'n kosa man, maar hy kan nie sing. Ek weet nie wat is die fout nie. Maar hy kan hom nou sing. Amen. Hy kan hom nou sing. Amen. So ons nooi vir Broer Cheswin uit om die koor te join en saam met sy vrou deel uit te maak in die werksaamhede van die Here. Ek het verneem, hy sê vir sy vrou gister, hulle moet vanoggend in die kerk wees. So sy hart is reg. Hy praat my taal, halleluja. Dankie dienaar. Jy's op die regte plek man, jy praat my taal. Die huis van die Here is die beste plek, amen. As dit Sondag is, dan is dit die huis van die Here se tyd. Dis God se tyd, amen. Ja, ek wil ook vanoggend die besoekers groet in die mooi naam van die Here. Ons suster van Duitsland wat saam met ons is.
Vanoggend, as daar iemand is wat oor see wil gaan werk, dan moet jy net so rap aan hy suster. Kan hy suster net so staan aan haar seun? Dat die diebares net weet, she's from Germany. Can she just stand? Amen. We welcome her, especially. Thank you, sister. Thank you so much. Thank you. You may have a seat, ma'am. Amen. You may have a seat. Amen. If you would like to work in overseas, it is always better just to rub with somebody that works or that stay in overseas. Amen. So die bares, ek het 'n woord vanoggend van die Here af. Before something can happen, you need to remove the obstacle. Voor iets groot in jou lewe kan gebeur, moet 'n mens die hindernis verwyder. As iemand tot bekering kom, sal hy nooit die werklikheid van die Here ervaar of van die Gees ervaar nie, as hy of sy nie klaar maak met sonde nie. Amen. Die wonderwerk kan nooit plaasvind in 'n mens se lewe as daar 'n obstruksie is nie. 'n Mens moet die obstruksie verwyder vir die wonderwerk om plaas te vind. Verstaan ons daai? Niks sal gebeur nie, want die obstruksie hou jou wonderwerk terug. Kom ons bly na die gedagte in Johannes hoofstuk 11, John chapter 11, verse 38 and 39. Johannes hoofstuk 11, die 38 en 39ste vers. Jesus het weer bewoog geword toe hy by die graf kom. Skoon my. Die graf was 'n grot en 'n klip was voor die opening gerol. Jesus sê, rol die klip weg. Maar Martha, Lazarus se suster, sê vir Jesus, meneer, hy ruik seker reeds, want dit is die 4de dag. Die woord van die Here is geseën. Voor 'n groot wonderwerk kan gebeur, moet ons eers die klip voor die opening wegrol. Dis feitelik wat gebeur het voor die wonderwerk van Lazarus se opwekking. Jesus se disippels raai hom af om nie na Betanië toe te gaan nie. Nadat Jesus die gerug kry dat Lazarus dood is, sê sy disippels vir hom, o, wil jy weer teruggaan na die plek toe waar hulle jou wil doodmaak? Wil jy vragtig waar weer teruggaan na die plek toe waar hulle u wil stenig? Here, ons prys u. Oh, Jesus. As Jesus gehoor gegee het, sou die wonderwerk nie plaas gevind het nie. As Jesus bang was, bevrees was, sou Lazarus nie opgewek gewees het nie. You need to remove the obstacle. You need to remove the obstacle. Iemand hoor my nie, you need to remove the obstacle. Om vir die Here uit te staan in die lewe, sal daar mense wees wat jy teekom, wat vir jou sê, jy kan dit nie doen nie.
Maar jy moet die klip voor die graf moet jy wegrol. Anders sal jy nêrens kom in hierdie lewe. Jy's nooit goed genoeg nie. You never been good enough. You just hear what people are saying to you. You can't make it. Want weet jy die waar is, dan moet jy besef, daar's 'n klip voor die opening van my deurbraak. En Jesus vra vir hulle, is daar nie 12 werksure in 'n dag nie? En Jesus sê, as iemand dan egter in die dag rond beweeg, dan struikel hy nie maklik nie, want hy kan sien waar hy loop. Maar as iemand in die nag rond beweeg, struikel hy maklik, want hy kan nie sien waar hy loop nie. Kom uit die nag uit en stap in jou dag in. Moenie net donkerte sien nie, maar sien lig in die duister omstandigheid. You need to open your windows. The room that you find yourself in is too dark. Dus hoekom kan jy nie die oplossing elke keer sien? Want jy beweeg in die donkerte. Jy vat elke keer mis. En jy word bekommerd en soms kom jaloesie in jou hart, want jy sien ander mense wat na jou kom, progress, en jy bly net waar jy is, omdat die nag, die donkerte, het 'n vereenselwing geword met jou daaglikse lewe. Maar hier is 'n woord van die Here. Hier is 'n oomblik ook vir jou vanoggend. Ons is hier om deur middel van die Gees die steen en die klip weg te rol. Ek kom om te verklaar in hierdie huis, die Here wil die klip voor jou opening wegrol. Prys die Here. Maar terwyl hulle op pad was, kom daar 'n gerug dat Lazarus alreeds ryk. Hy's alreeds dood en hy ryk al. Terwyl hulle op pad is. Hulle is op pad. Sometimes is jy op pad. En iewers op pad. Hoor jy iets ontstellend? En dit slap jou op die grond neer. En jou vind is uit jou seile uit. Die diagnosering van die dokter het jou vind uit jou seile uit geslaan. Maar as 'n mens weet dat dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Maar ek weet wat ek weet, dat hy wat die goeie werk in my begin het, is in staat om dit te volbring. Ek mag nie nou so voel nie. Ek mag nie vanmôre, glory to God, halleluja, en hy salwing kom nie. Maar ek weet, glory to God, daar's 'n woord oor my lewe. Daar was gesê oor my lewe. En God sê, ek koester gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie. Ek word nie beweeg van 'n mens nie. Maar ek ken my stand in die Here. Ek weet dat God sal
op die regte tyd vir my deurkom. Daarom terwyl die duiwel woed en die duiwel my beklei, dink ek aan die beloftes wat die Here vir my het. Ek dink aan die goedheid van die Here wat hy in hierdie uur ook vir my het. Yes! 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 En die Here dink aan lager. Want toe almal nog geboorte skenk, Lia skenk geboorte, Rachel wat wettig getroud is, het nie 'n kind om te wys nie, maar toe dink die Here aan Rachel ook. Jy! God het 'n manier om ook aan jou te dink. He thinks about you. Terwyl almal hulle kinders gebring het om ingeseën te word, het Rachel maar iewers daar gesit. Die skrif sê, en die Here God het ook aan Rachel gedink. Amen. Amen. Is hier 'n paar mense. Amen. Dinge gebeur met ander mense. Ander mense kry dit reg. Ander mense se kinders kom iewers. Maar ek kom om vir iemand te sê, die Here is besig. Om die klip. Ek sê die klip. Here ons prysie. Here my siel aanbid U. Om ook die klip weg te rol. Halleluja. 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 Ons moet geduldig wees. Ons mens moet geduldig wees. Jesus vra toe hy nou by die huis kom waar Lazarus was, en sy susters was in feit. Vra hy vir sy susters in die huis. Waar het julle hom neergelê? Hy vra vir hulle, vir die twee susters, waar het julle hom neergelê? Die expectation was dat hy iewers in die kamer sou lê. Maar hulle het hom gaan neerlê, want hy het alreeds gesterwe. Want dit was al die 4de dag. In die ou tydse tyd was mense begrawe in dieselfde dag indien dit moontlik was. Lazarus het al 4 dae gelê in die graf. Waar het julle hom neergelê? Hulle sê, Here, kom kyk! Kom kyk! Kom kyk bedoel nie dat hy iewers lê in die kamer, want dan sou hulle gesê het, hy's in die kamer. Die woord kom kyk sê, jy moet agter my aankom. Kom kyk. 'n Mens gebruik net hierdie woord, kom kyk, wanneer jy weet dat die persoon sal nie vinnig genoeg weet waar die persoon lê nie. Dan loop jy voor hom uit. Kom kyk. Kom kyk. Daar lê. Nou beskryf die Bybel die graf. En terwyl hulle hom sê, kom kyk, word hy diep bedroef. Toe weet hy, Lazarus lê in die graf. Nou beskryf die Bybel die graf, dit was 'n grot. En die Bybel sê, en voor hierdie grot het daar 'n groot klip gelê.
En Jesus sê vir hulle, rol weg die klip. Rol weg die klip. Geen wonder hierdie gebeurtenis vind ook plaas, prys die Here, jare daarna. In Johannes 20, terwyl Maria Magdalena by die graf kom en sy bekommerd is, wie sou die graf of die klip voor die opening van die graf wegrol? Is dit dieselfde dilemma waarin Jesus hom nou hier bevind, maar in Johannes 20 was dit Jesus se liggaam wat in die graf verwag was. Maar hier, prys die Here, word dit vooraf gegaan vir wat sal gebeur. Ek kom om vanmôre vir hierdie huis te sê, ek gee nie om hoe lyk die graf nie. Hy kan vanmôre 'n grot wees. Dit kan 'n put wees. Die put waarin Josef was, sy opening moes gebreek gewees het vir Josef om in die paleis van die farao te wees. You will dream big. Even if you are young, you find yourself in the pit. Kan ek dit in Afrikaans sê? Jy mag dalk vanoggend in die put wees, maar binne die omstandighede van die put wil die Here hê jy moet droom. Is hier 'n paar mense ja. Is hier 'n paar mense wat sê genoeg is genoeg. Die duiwel is 'n leeuer. Oh, ek profeteer oor die dorre bene. Ek profeteer lewe. Lewe. Lewe oorvloed. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Genoeg is genoeg. As Josef nie gedroom het nie, in sy omstandigheid nie, sou die put, sou opening geseël gebly het. Maar die droom breek die seël. Iemand kom sommer verby. Wat 'n geraas hoor ek hier? Wat is die wat ek hoor? Die doel was van die begin af. Die put se opening moet gebreek word. Die klip moet weggerol word. Prys die Here. Daarom sal 'n mens agterkom. Jy weet net nie hoe dinge gebeur nie. Maar dan bevind jy jouself dat daar 'n uitkoms was of is. En jy kan nie verduidelik hoe het die uitkoms gebeur nie. Weet jy wat dit gebeur? Dat 'n besluit was geneem in die hemel. En hierdie besluit was deurgevoer deur 'n mondstuk van die Here om vir jou te sê, julle almal sal nie doodgaan nie. Die vaartuig sal vernietig word, maar daar sal geen lewensverlies wees nie. Want die Here van die lewe hou die lewe in sy hande. Oh, want in 'n nag sal hy wat die Here is self kom om die steen, die klip weg te rol.
Klippe is gevaarlik. Klippe het baie mense verongeluk. Maar ek praat vanmôre hierdie klip. Wat Jesus sê, ek gee 'n opdrag aan Lazarus se susters. Rol julle twee die klip van die opening weg. Toe die klip weggerol was, toe roep Jesus, maak hom los en laat hom gaan. Iemand hoor my nie. Toe hy inroep in die graf in, toe roep hy Lazarus, Lazarus, kom uit. Ek kom om 'n paar Lazarus los te maak. Lazarus! 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 O, Here. Die doeke het Lazarus waarmee hom vasgebind het. Het Lazarus se mobiliteit gebelemmer. Oh my God. As die Here jou eers losgemaak het. Ek sê as die Here eers in jou omstandigheid ingeroep het. Los. Maak los. Maak los. Maak los die klip. Maak los. Breek los. Die opening. As 'n paar mense wat die Gees my nou wys wat net 'n opening soek. Julle weet waarvan ek praat. Jy soek net 'n opening. Vir hierdie steen, hierdie klip om weggerol te word. Halleluja. Ek conclude om 'n klip weg te rol. Is net nodig dat iemand vir u moet sê. Jy het te ver gekom om touw op te gooi. Weet u, want dan doen dit die wêreldse goed. Dan vat hierdie persoon net met 'n woord. Ja, vat die steen, rol hom weg. Rol die steen weg. Voor iemand se graf. Die graf symboliseer die plek waar jy jou bevind. Jy's verpletter. Die graf symboliseer jou toestand. Waar daarvoor geen meer hoop is nie. Toe u hier inkom vanoggend, het u nie noodwendig die beste van uself gewees nie. Die beste weergawe van uself nie. Maar na hierdie prediking van hierdie woord wat die Here in hierdie middag spreek, kom ek omdat dit wat in die hemel vasgemaak, dit was in my hart geplaas. Dat sê, gaan af na die huis van 'n deurbraak. Iemand lê al 40 jaar in die graf in. Iemand lê al 12 dae in die graf. En jy het vir jouself gesê, ek sal nie weer kan opstaan na hierdie terugslag nie. Iemand sê, nou die aand in die bid hier, dat die volk moet tot hulle self kom. En die volk moet die Here vertrou. Ek wil daarbey aansluit deur te sê, vandag het jou uitkoms gekom. Van die Here rol die klip voor jou opening weg.
Ja, jy kan klap omdat jy weet hoekom klap jy hande, jy weet. En ek wil hê as jy klap, dan moet jy sê, Here, ek kom vanoggend. En ek vat die woord vanmôre. Ek gaan nie toelaat dat ek verhinder word nie. Ek breek los. Ek gaan die klip voor my opening, my deurbraak gaan ek wegrol. Die blokkade van my deurbraak, die blokkade van my nuwe werk, die blokkade van my promotion, die blokkade van my lewe, die blokkade, glory to God, van 'n nuwe lewe. Wil ek wegrol. Daar's blokkades wat jong mense tot vandag toe hempe. Jou maat met hierdie ding gesit. Dis oorgedra aan jou. En die blokkade hempe jou. Jou paat met hierdie ding geworstel. Vandag worstel jy ook met hierdie ding. Ek glo die Here het met my gepraat vanoggend. Ek glo ek het haar hart en duidelik gehoor. Ek staan hier oop en bloot voor iemand vanoggend. Jy kan dalk nie na my luister nie, maar luister na hierdie woord. Rol die klip weg voor die opening. Die klip was die obstakel van Lazarus se wonderwerk of sy opwekking. Jairus se dogter is siek. Maar daar is nog mense gewees onder die geleedere van Jesus se disippels onder andere wat nog 'n klip voor Jairus se huis se deur gerol het, want hulle het gesê u mag nie daar loop nie. Maar Jesus gaan na 'n tollenaar toe. En hy gaan rol die klip weg, sodat Jairus se dogter kan opstaan. Toe hy by die huis kom, toe roep hy, Talita, Talita, staan op, dogtertjie, staan op. Want geen wonderwerk sal plaasvind as ons nie eers die klip wegrol nie. Gee die Here prys. Niks, hoor net hierdie een. Niks groot in my en u lewe sal ooit kan plaasvind as daar nie iemand is wat bereid sal wees om die klip weg te rol uit daai huis uit nie. Ek wil saam met iemand bid. As jy wil hê die Here moet 'n familie red waarin jy is, moet jy vanoggend die klip kom wegrol. Wow, my God. 'n Dogtertjie sê vir my 3 weke, 4 weke gelede, sy sê, pastor, dis my pa wat tot bekering gekom het. En vir jare het ons hierdie dogtertjie dopgehou in hierdie kerk. Maar ons het nie hartpyn en begeerte geken nie. Ek wens u kon daai gesiggie sien van 'n kind. Wat sê, pastoor, dit is my pa wat tot bekering gekom het. Maar sy moes daai klip wegrol om na hierdie bediening toe te kom. As 'n kind 'n besluit maak om haar jong lewe aan die Here te gee en hier betrokke te wees, sodat haar pa 'n pad kan vind na sy groot wonderwerk. Wie wil vanoggend daai besluit maak? Wie sê ek sukkel, pastoor, om 'n deurbraak te kry, maar vanoggend hoor ek moet die klip wegrol. Ek is vanoggend net hier, ek gaan nie vir u opbou nie, ek gaan net twee maal hierdie uitnodiging maak.
Meneer, wil jy nie die klip wegrol nie? Wil jy nie die klip wegrol nie? Die grootste veranderings is by jou. Die grootste veranderings is in jou mag in. As jy gehoorsaam is en na die woord hoor, kan God vanmôre vir jou 'n wonder werk. 'n Jong dogter vir die laaste 2 maande praat met my terwyl ons met haar praat. En sy 'n diepe begeerte het om deur die wedergeboorte te gaan. Sê sy vir my, pastoor, die rede hoekom ek die Here wil dien. Ek wil die vloek breek sodat my susters en broers